Ons is van 'n groep, ons noem dit Helpende Hand, Christelike Uitreik Aksie. Die afkorting daarvoor is Yakura Bediening. En wat ons doen is, ons is 'n groep motorfietsryers en ons het 'n Helpende Hand motorfietsklub. En in hierdie klub het ons begin 'n projek te doen en ons reik uit na veral bejaardes, mense met gestremdhede. Mense met gestremdhede en kinderhuise het ons gesien, maar mense vra vir ons, jy weet, kan ons nie meer so toe kom en 'n boodskap vir hulle bring nie, want wanneer ons 'n projek doen, dan open ons altyd met die woord van die Here en ons bring 'n kort boodskap hier. Die gedagte het toe daar begin ontstaan dat ons dit meer sal doen en sal kyk spesifiek na waar kerke nie kom nie en waar mense in die kerk toe kan gaan nie, soos mense met gestremdhede en dan natuurlik waarheen ons genooi word. En dankie dat ons ook hier by julle kan wees. Ons het deel van Yakura het ons en dis deel van die Helpende Hand is dat ons glo dat die enigste manier hoe ons armoede kan verlig en voorkom en eintlik verbreek is wanneer ons belê in ons jong mense in opleiding en ontwikkeling om vir hulle geleentheid te gee om eers in skool toe te gaan. Ons het 'n skooltasie projek by Helpende Hand. Daar's 'n kleuterskool kosblikkie projek. Maar dan is ook studiefondse later as hulle nou klaar is met skool of matriek is en hy wil verder studeer en as hy hulle kriteria voldoen, dan is daar studiefondse. Ons self het ook 'n studiefonds, maar dit is vir mense wat wil studeer in pastorale bediening of pastorale berading of dan nou teologie. So dis die Yakura studiefonds en hierdie fonds, ons kry geldjies deur kollekte wat ons insamel of vir onsself gee, en dan Helpende Hand verdubbel dit. So elke sent wat ons kry, gee hulle vir ons 'n sent. As ons 'n rand kry, gee hulle vir ons 'n rand. En op die manier kry ons dan 'n studiefonds in die gang om te belê in jong mense se toekoms. Hierdie jaar, 2016, is die studiefonds rentevrye lenings wat gegee word deur Helpende Hand is 31 miljoen rand. Dit klink verskriklik baie, maar dit is eintlik vir 1200 en so bietjie meer studente. So is nie so baie nie. Maar dit maak 'n verskil in mense se lewens. Geld wat hulle nie so gehad het nie, wat 'n verskil maak. Okay. Ons is hier vandag en toe ons nou begin om die goedjies op te slaan, toe vra die kinders, jy weet, gaan ons wel 'n video wys. Nou ja, nie vandag nie. Maar ons het al video's gewys en miskien sal ons reël met julle dat ons op 'n stadium hier toe kom. Ek weet nie, ken julle die video God is Not Dead? Het julle hom al gesien? Ek het een. Okay, cool. Het julle al die tweede een gesien? God Not Dead 2? Nog nie, het julle al gesien? Dis baie goed, nee, dis baie goed. Okay, so julle het al. Ja, ons sal 'n bietjie gesels, jy weet. Ons is nou die dag by Moegesukkel, dis so 'n dwelm rehabilitasiesentrum, ons het daar 'n video gewys. En dis baie, die van julle wat hom nog nie gesien het nie, maar kyk, maak 'n plan, weet nie, het julle die DVD nie, anders moet ons kyk daarna. Dis besonder, dis regtig goed. En ek dink dit was baie mooi. Ek wil hê ons moet so plus minus 'n minuut vat, en dan maak jy jou oë toe en dan dink jy, net hoe dit sou gewees het, daai gedeeltetjie van turn your eyes upon Jesus en dink net in jou geesteswêreld dat jy kyk vir Jesus en jy vergeet van jou omstandighede om jou. Ek bedoel, as ons nou om ons kyk, dan is dit swaar, jy weet, dit is nie maklik hier op die aarde nie. En vat 'n keer 'n tydjie, ons vat so 'n minuut, buig jou oë in, maak jou oë toe en dan dink jy net, vergeet van dit wat hier om jou gebeur en fokus op Jesus net vir 'n rukkie. En sien wat hy vir jou in gedagte het. Okay? Ons gedeeltetjie vir vandag gaan oor wat verwag God van ons. En met dit in gedagte, kom ons sluit die oë en ons dink so 'n bietjie, vergeet van dit om ons, asseblief.
Ek sien ons het 'n klomp kindertjies ook vanoggend hier so en as ek my oë so toemaak vir julle klompie nou, dan sien ek wat ek sien is ek sien dat Jesus daar aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Kan jy hom sien daar op Golgotha, daar hang hy. Die van julle wat Passion of Christ gesien het, hulle gesien hoe hulle hom geslaan het, hulle gesien hoe hulle sulke hakke gevat en met die hakke so in hom geslaan. Jy weet, voordat ek die fliek gesien het, dan dink 'n ou aan jouself en jy dink, my eeuw, jy weet, Jesus is dood vir ons sondes en hy het gesterf en hy is gemartel en so, maar ons kon nie regtig dink nie. Die ergste vir my van daai hele fliek was, toe ou so kyk, en jy sien hierdie hakke waarmee hulle hom so slaan, en as hulle hy sweep so terugruk, die vleis wat so uit daai liggaam van hom uitgeruk het. En hy's dood, as gevolg van ons sondes. En ek sien hom daar hang, en ek sien hoe hy bloei, en hoe hierdie bloed van hom vergiet word vir my en jou. Maar as ek so wegkyk, dan sien ek die graf, en ek sien die graf is leeg, en ek sien hy was in die graf gewees, en hy is dood, maar die graf is leeg, en hy is weg, en hy is opgewek. En as ek nog so 'n stukkie verder kyk, dan sien ek daar waar hy staan, en waar hy opvaar na die hemel toe, en waar hy beloof dat hy gaan terugkom. Hy beloof hy gaan terugkom, luister gaga. Hy beloof hy gaan terugkom, en wanneer hy opvaar in die hemel, dan sien ons 'n gedeeltjie van die hemel wat ons lees in Openbaring, en dit sê vir ons dat God se hemel is so mooi, en dat ons dit nie kan besef nie. Hy praat van edelsgesteentes in die strate, die sypaadjie, wat van goud gemaak is, jy weet. Goed wat ons nie eers kon gesien het nie, so mooi is dit daar. Maar die vrede wat daar is, die liefde wat daar is, en hierdie liefde wat alle verstand te bowe gaan. Dis wat ek sien. Ek sien dat Jesus vir ons sondes gesterf het aan die kruis, dat hy opgestaan het, opgevaar het na die hemel, en dat hy vir ons hierdie plek regmaak waar ons vir ewig kan wees. En ongeag ons omstandighede op die aarde, wat vir ons wag, is iets wat ons nie kan indink nie. En my tema vir vandag is, wat verwag God van my en jou? En wanneer ek vandag praat oor wat God van ons verwag, dan praat ek ook van wat God van my verwag. En ek sit my deel van hierdie hele prentjie. En ek gaan na 'n paar gedeeltes in die Bybel verwys, 'n hele paar verse en so, maar ek gaan begin, en ons teksvers vir vandag is 1 Tessalonisense 5 vers 17 tot 21. En daar sê God vir ons, wees altyd bly. Ongeag wat met jou gebeur, ongeag jou omstandighede, wees bly, want dit is wat hy van ons verwag. Hy sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Weet, dit is moeilik om vir iemand te sê, wat in 'n gemeenskap soos hierdie bly, wees dankbaar. Maar wanneer ons uitreik, ek en Mike praat vanoggend daarvoor, ons kom op plekke waar dit slegter gaan as hier. En weet jy wat, daar's altyd iemand wat ryker is as jy, daar's altyd iemand wat armer is as jy, daar's altyd iemand met wie dit slegter gaan as met jou. Maar weet jy wat baie keer vir my en hom so toevallig is, dat mense wat miskien aardelik, as 'n ou so na 'n persoon kyk, wat baie sterker is geestelik as ander mense. En dit is wat God van ons verwag, is dat ons binneste moet verander, en ons binneste moet dankbaarheid weerspieël. Die Bybel sê ook vir ons hier in vers 19, dat ons moet die werking van die Heilige Gees nie teenstaan nie. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk. Ons moet professie nie geringskat nie. En dan sê hy, ons moet alles toets, maar behou wat goed is, en wegbly van dit wat sleg is. Die kwaad moet ons wegbly van. So dis die teksvers vir vandag is, hou wat goed is, en bly weg van wat sleg is. En kom ons kyk, elkeen, wat ons kan doen, om te doen, wat God van ons verwag. Ek begin so met 'n gedeeltjie hier in Genesis 1 vers 14, en dit begin waar Adam en Eva is geskape, en God het hulle geskape, en hulle het in die paradys gesit, en die verwagting van God, toe hy hulle geskape het en in die paradys gesit het, is dat hulle gehoorsaam moet wees, dat hulle hom sal dien, gehoorsaam. En ons weet wat het gebeur, hulle was nie gehoorsaam nie, hulle het sy wet oortree,
En toe straf God hulle, en hy dryf hulle uit die paradys uit. Maar in Genesis 1 vers 14 praat hy eers met die slang. Nou ons ken die storieetjie, Adam en Eva was daar, en Eva het van die vrug gevat, en die duiwel het haar oorreed om van die vrug te eet, en sy het ook vir Adam gegee, en die slang is toe gestraf daar en dan. En God het vir hom gesê, op jou maag sal jy seil, en stof sal jy eet, jou hele lewe lank. Okay. En hy het ook gesê, dat die slang sal die mens in die hakskeen byt, en ons as mense sal sy kop in mekaar kap. Nou, julle klompie daar, gebeur dit vandag? Is daar 'n vyandskap tussen ons en die slang vandag? Is dit nog steeds so? As ons 'n slang hier buite kry, gaan hy ons pik. In die hakskeen. Ja, hy gaan. En wat gaan ek en jy met hom doen? Ons gaan sy kop vermorsel, nee. Dit is vandag nog steeds so. So die Bybel, en hierdie stukkie is nog steeds waar vandag. Dan sê God in vers 16 vir ons, hy praat met die vrou, en dan sê hy vir die vrou, dat as gevolg hiervan, sal sy baie swaar kry met haar swangerskap. Sy sal met pyn, sê die Bybel vir ons, kinders in die wêreld bring. Nou die mamas wat hier is, sal weet, is dit so? Dis baie seer, nee? Dis baie seer om 'n babatjie te hê. Baie seer. Ek wil nie weet. Ja. 'n Maas is, ou moet jou hoed afhaal vir jou mamma. En dan in vers 17 sê God, ons is belangrik, hy sê, ek en jy gaan swaar kry. Hy sê dit in die woord, sommer in die Genesis, sê hy, dit gaan swaar gaan met ons, en in vers 19 sê hy, net deur harde werk sal ons kan eet, totdat hy terugkom na ons toe, want uit die aarde uit is ons geneem. Met ander woorde wat hy sê is, tot ons dood toe, sal ons moet werk, om te kan eet. En verder in Thessalonicense, hierdie is Thessalonicense 2, vers 3 tot 10, vers 10 sê hy, weer eens, dat God verwag van ons, onthou ons thema is, wat verwag God van my en jou? Sê hy, God verwag van ons om te werk. En ons sien ook in die hele gedeelte uit van die Bybel, dat wanneer God vir ons iets sê, 'n opdrag gee en ons doen dit nie, dan is daar nagevolge. Dan is daar goed wat met ons gebeur, wat nie lekker is nie. Die paradys, lekker daar, en wat gebeur? Ons is ongehoorsaam, Adam en Eva, en wat die gevolge? Hier is ons kry swaar in die wêreld. Maas kry swaar om babatjies te bring, ons het die slang en ons vermorsel sy kop, en ek en jy moet hard werk vir die res van ons lewe. Terwyl ons lekker in die paradys kon gesit het. As gevolg van ons gehoorsaamheid, ons ongehoorsaamheid, ons besluite wat ons geneem het. Maar dis nie al wat God van ons verwag nie. Hy verwag ook van ons dat ons onverdeelde loyaliteit aan hom sal hê. As ons kyk na die 10 gebooie, dan sê hy vir ons dat ons moet net vir hom lief hê en hom alleen dien. En enige kompromie wat ons maak met ander gode as God, oortree ons hierdie gebod, nê? So wanneer ons in die parlement is, en dis hoekom gaan dit swaar in Suid-Afrika, wanneer ons in die parlement is en ons vra Sangomas om vir ons te kom dollars gooi en te kom, dan nooi ons afgode in ons lewens in. En ek en jy dra saam met hierdie land die gevolge daarvan, want ons eer nie vir God nie, ons erken nie hom alleen nie, en ons oortree sy gebod. En dit is ook wat Romeine 1 sê, dat God die hele mensdom oorgee aan sondes, omdat hulle hom nie geëer en hom nie gehoorsaam is nie. Dis die gevolg. Ek en jy moet dink, alles wat ons doen, het gevolge. En hierdie is gevolge van sondes. Maar wanneer God mense straf, dan doen hy dit op so 'n manier dat hy wil hê jy moet terugkom na hom toe. En nêrens in die Bybel sal jy 'n stuk kry wat sê dat wanneer mense teruggaan na God toe, dat hy jou verwerp nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak wat jou verlede is nie. Maak nie saak hoe groot sonde jy gepleeg het in jou oë nie. Wanneer jy na Jesus toe terugkom en jy vra vir hom om jou sondes te vergewe, dan sal hy dit doen. Hy verwerp nooit iemand wat terug wil kom na hom toe nie. Julle ken almal die storie van die verlore seun, hè? In Romeine sê
dat almal van ons het gesondig. Daar's nie een van ons wat kan sê, ons is sonder sonde nie. Almal van ons het gesondig. En God sê vir ons dat, as ons dit erken, en terugkom, en Jesus aanneem as ons verlosser, dan sal hy ons vryspreek, as ons in hom glo. So ek wil net so 'n paar dingetjies noem, om agter te kom, wat God van ons verwag. En die eerste dingetjie is, baie belangrik, en dit gaan oor geloofsekerheid. Dit is baie belangrik vir my en jou, om te weet, waarheen ons gaan, as ons sterwe. Okay. So, wanneer gaan ons doodgaan? Ons weet nie. Ons kan doodgaan as ons 80, 90, 100 is, of ons kan doodgaan as ons 'n babietjie is, of ons kan doodgaan as ons jonk is en sterk is soos daai jong man daar agter. Nee, wat omkyk. So jy sien, die Here kan ons enige tyd kom haal. Die vraag is, weet jy en ek, waarheen ons gaan as ons vandag doodgaan? Okay, wie van julle weet, waar gaan jy heen as jy vandag doodgaan? Ja? Dink jy 'n mens kan seker wees, terwyl jy op die aarde is, waarheen jy gaan as jy vandag doodgaan? Ja. Ja, mooi. Yep, net so. In 1 Johannes 5 vers 13 staan daar geskrywe, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, as julle in die Seun van God glo. So hier staan nie geskryf, jy kan hoop nie. Hier staan nie geskryf, jy kan dink, dat jy hemel toe gaan nie. Hier staan, jy kan weet. En jy kan weet, wanneer? Wanneer jy in die Seun van God glo. Wat belangrik is uit hierdie gedeelte uit, is dat Jesus wil hê, dat ons met 'n verhouding met hom hê. Ek het nou gesê in Romeine 3 vers 23 staan daar, almal het gesondig, en nie een van ons verdien dit, om hemel toe te gaan nie. En hoewel God lief is vir ons, en hy 'n God is van liefde, is hy ook 'n regverdige God. En moet hy die sonde straf. In Handelinge 17 vers 31 lees ons, dat God het 'n dag bepaal, waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel. Jy sien, ek en jy is sondaars, en ons sit met 'n probleem, want God sê, hy gaan kom om ons te kom oordeel, en hy sê, sy maatstaf is volmaaktheid. En as ek en jy een sonde 'n dag pleeg, dan is ons onvolmaak. En as ek en jy nou dink, hoeveel sondes pleeg ons net op 'n dag? Hoeveel keer doen ons iets wat ons nie moet doen nie? Hoeveel keer moet ons iets doen, en doen dit nie? En hoeveel keer dink ek en jy, dinge wat ons nie moet dink nie? En as ou daarna kyk, dan kan ek en jy vir mekaar sê, dat ons boek is vol geskryf van sondes, wat ons elke dag doen. En as ons by daai punt kom, om te sê, God is regverdig, God gaan kom om ons te oordeel, en ons is sondaars, dan sit ons met 'n probleem. Maar hierdie probleem het God opgelos, toe hy Jesus na die aarde toe gestuur het. Hy het Jesus gestuur om vir my en jou sondes te kom sterwe. En namens my en jou het hy die straf gedra. God nooi ons uit om deel te word van hierdie koninkryk van hom. Hierdie hemel wat hy vir ons voorberei. Want hy sê hy gaan op en hy gaan vir ons voorberei. Die hemel waar ek en jy kan wees, né? En hy nooi ons uit en dan sê in Openbaring 3 vers 20 sê hy, ek staan by die deur en ek klop. En dan sê hy, as jy die deur oopmaak, sal ek by jou ingaan en saam met jou 'n feesmaal hou. Alright. Wat staan hier nie? Hier staan nie dat Jesus, soos 'n polisieman, wat inligting het dat daar in daai huis is 'n vuurwapen. Dan gaan hy nie daar by die deur staan en klop nie. Hy gaan die deur afskop, nê. Ja, hy gaan afskop en hy gaan die vuurwapen na binne soek, want dit is gevaarlik om al buite die deur te staan en klop, as 'n ou binne 'n gun het, né. So Jesus skop nie die deur af nie. Hy klop en hy gee die keuse vir jou en my
om die deur oop te maak. En dit is wat God gedoen het toe hy ons geskep het, ons so uniek gemaak het. Hy het vir ons iets gegee wat hy vir die ander wesens wat hy geskaap het nie gegee het nie. Hy het dit nie vir die boom gegee nie, nie vir die hond nie, nie vir die leeu nie, vir niemand nie. En dit is vrye wil, 'n keuse. Ek en jy het 'n vrye keuse om te besluit. En weet jy wat, ons praat baie vandag van godsdienstvryheid. Ons land het 'n grondwet wat sê dat ons het die reg om te glo in wat ons wil glo. Ons het die reg om kerk toe te gaan. Ons het die reg om in 'n kultuur te behoort. So hier in Suid-Afrika kan ons sê, hier is godsdienstvryheid. God is een wat godsdienstvryheid voorstaan. Hy gee vir ons hierdie keuse. En hy dwing niemand nie. Hy dwing nie vir jou en vir my of vir haar om aan Jesus te behoort nie. Hy dwing nie vir hulle om Jesus aan te neem nie. Hy klop nie. Maar hy sê dat as jy dit nie doen nie, as jy hom nie aanneem nie, dan is daar gevolge. En die gevolge van daardie keuse is dat jy nie die hemel sal haal nie. Jy gaan die hemel toe gaan nie. In Johannes 6 vers 47 staan daar: Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. So hy sê, as jy in Jesus glo, dan sal jy hemel toe gaan. God verwag dat ons in Jesus sal glo. Onthou jy die tema van vandag? Wat verwag God van ons? Hy verwag van ons om in Jesus te glo. Hy verwag van ons dat ons die deur sal oopmaak as hy klop. Hy verwag dat ons hom sal innooi. Hy verwag dat ons saam met hom 'n feesmaal sal hou. God verwag dat ons saam met hom sal wandel. Hy verwag dat ons stilte tyd sal hou. Hy verwag dat ons Bybel sal lees. Hy verwag van ons dat ons die woord sal leer, want hy sê, die Engelse spreekwoord, if you do not know the word of God, you will not know God of the word. Hy verwag van ons om gereeld vir hom te bid, want dit is kommunikasie, ons moet bid. En hy vra vir ons om uit te vind wat is my en jou se gawes en talente, en om betrokke te raak by 'n gemeenskap van heiliges. Hy verwag van ons om kerk te hou. Hy verwag van ons om saam met ander gelowiges 'n feesmaal te hou. Wat maklik te illustreer is, as ons genaamd 'n vuur maak en ons 'n klomp charcoal hier by mekaar en ons steek dit aan en hy begin so mooi groei. As al daai koeltjies so mooi groei en ons krap enetjie uit en ons sit hom daar een kant, wat gebeur met hom? Hy gaan dood, nee. En die ander bly brand, hoekom? Want hulle hou mekaar warm. En dis dieselfde met Christelike geloof. Ons moet in 'n gemeenskap wees met mekaar, waar ons mekaar warm hou. Ons moet met mekaar praat en mekaar versterk. Dan sal ons warm bly. Maar wanneer ek daar een kant op my eie afdwaal, dan is ons maklik geneig om koud te word en te vergeet. Daarom wil Jesus sê dat ons moet kerk toe gaan, of in 'n gemeenskap soos hierdie. Kerk toe gaan beteken nie daar in die gebou nie. Hierdie is 'n kerk. 'n Kerk is daar in die huisgesin ook. In Hebreërs 10 vers 25 sê Jesus, ons moet nie van die samekomstes van die gemeente af wegbly, soos party die gewoonte het nie, maar eerder mekaar aanmoedig om daarin te gaan. En des te meer, nou dat die oordeelsdag nader kom. Okay, die van julle wat getroud is, nog ietsie wat God van ons verwag. Hy verwag van ons dat wanneer jy 'n belofte gemaak het voor hom, dat jy dit sal nakom. So wanneer jy 'n belofte gemaak het in jou huwelik, dan verwag God van jou om daardie gelofte in stand te hou. Hulle sê dat a family that pray together, stay together. Nou, ek dink in vandag se tyd, mense maak beloftes links, regs en senter en kom dit nie meer na nie.
En ons moet regtig teruggaan hierna om die beloftes wat ons gemaak het, te eerbiedig. Voor die hemelvaart het God gesê, dat ek en jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor ons kom, om sy getuies te wees. En in Matteus 28 vers 19 en 20 sê hy vir ons hierdie opdrag. Hy sê, hy verwag van ons om te gaan en disippels te maak van ander mense, van alle nasies. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy moet getuies wees vir hom. Dit beteken dat ons moet vir ander mense van hom vertel. Dit beteken dat ons moet mense na Jesus toe lei. Ter illustrasie daarvan wil ek net verwys na die gedeelte van Lukas 10, en julle almal sal dit ken, dis die gedeelte van die barmhartige Samaritaan. En Jesus het hierdie verhaal vertel van hierdie man wat deur rowers aangeval was, onthou julle? En hy vertel van die priester en die leviet wat daar verbygestap het, sonder om enige iets te doen. Inteendeel, hy het so halwe draai omgeloop, dat hy nie raak sien, nee. En aan die einde van die dag het daar 'n Samaritaan verbygekom, en hy het hulle wonde behandel. Behalwe dat hy hierdie persoon se wonde behandel het, het hy ook vir hom 'n herberg toegeneem. Hy het vir hom betaal daar, en hy het hom in die herberg laat bly. En hy het selfs gesê, dat wanneer hy terugkom en daar is nog geld uitstaande, dan sal hy dit betaal. En daai werk wat hy daar gedoen het, dit noem 'n mens diensbaarheid. En dis wat Jesus sê, wanneer hy sê, ons moet disippels van ander mense maak. Dit gaan nie net oor dat ek vir ander mense met die woord moet vertel, met my lippe en met my woorde nie. Dit gaan ook op my lewenswyse, moet ek wys, dat ander mense na hom toe gelyk kan word, met die manier wat ek goed doen, ek en jy. En dis wat hy van ons verwag, is diensbaarheid. Ons moet mekaar help. So ter afsluiting wil ek net opsom en sê, wat verwag God van ons? Hy verwag van ons eerstens, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou hele verstand. En die tweede gebod, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Ons moet in Jesus glo, as ons verlosser, en hom vertrou. Ons moet gehoorsaam wees aan God, en doen wat Jesus gedoen het, sê Johannes 8 vers 29. Ons moet 'n verhouding met Jesus hê, en ons moet liefde uitstraal. Want sonder liefde, sê 1 Korintiërs 13 vir ons, is ons niks. Ek en jy kan op so baie maniere liefde uitstraal. Deur 'n goeie woord vir iemand te gee, deur iemand 'n drukkie te gee, deur net om te gee, vir net so rukkie, is liefde. Ons moet hom alleen dien, sê hy. Ons moet bly wees, ongeag ons omstandighede. Ons moet bly bid. Hy sê in sy woord, bid gedurig. Ons moet dankbaar wees in alle omstandighede, want dis wat God van ons verwag. Ons moet werk, sodat ons kan eet. Ons moet in die werking van die Heilige Gees glo, en dit nie teenstaan nie. Ons moet behou wat goed is, en wegbly van wat sleg is. Ons moet beloftes nakom, onder andere ons huweliksbeloftes. God wys vir ons wat goed is, en hy vra vir ons om reg te laat geskied. Die Engelse sê to do justice. In Mika 6 vers 8 sê hy dit vir ons. Hy sê dieselfde vers sê hy vir ons, hy vra dat ons liefde en trou moet bewys. Met ander woorde, ons moet barmhartigheid bewys, die barmhartige Samaritaan gedeelte daar in Lukas, nee. Hy vra dat ons bedagsaam voor hom sal lewe. Dit beteken ons moet nederig wees. Hy vra dat ons diensbaar moet wees. In Matteus 25 sê hy daar 'n mooi ding, hy sê, ek was honger, en jy het nie vir my iets gegee om te eet nie. Ek was dors, jy het nie vir my iets gegee om te drink nie. Ek was sonder klere, jy het nie vir my klere gegee nie. En dan ken jy die storie, die persoon vra vir Jesus, maar wanneer was u dors en ek het nie vir u iets gegee om te drink nie, wanneer was u honger en ek het nie vir u. En dan sê hy so
veel as dat jy dit aan iemand anders gedoen het, het jy dit aan my gedoen. En 'n ou se omstandighede kan hoe sleg wees, maar jy kan altyd vir iemand anders iets gee. En altyd vir iemand anders iets doen. En dis wat hy van ons verwag. Hy verwag van ons om sy opdragte na te kom. Hy verwag van ons om disippels te maak van ander mense. Hy verwag van ons om getuies te wees. Hy verwag van ons om mense na hom toe te lei. En God wil vandag weer vir ons nooi om dit te doen wat hy van ons verwag. Aan die einde is dit baie maklik. Dit is so eenvoudig om dit te doen deur blote gebed te bid. En ek gaan nou 'n gebedjie bid, maar ek wil hê julle moet agter my saam sê. So ek gaan stadig bid en dan elke vers as ek sê, dan bid ons dit saam. Kyk, kom ons maak ons oogies toe. En sê saam, Jesus, ek hoor wat U van my verwag. Dis moeilik. En ek kan dit nie uit myself bereik nie. Ek vra dat U my sal help om te doen dit wat U van my verwag. Ek bevestig dat ek in Jesus glo. Jesus, ek neem U aan as my verlosser. Dankie dat U vir my sondes aan die kruis betaal het. Ek bid, Jesus, kom opnuut in my lewe. Help my om 'n persoonlike verhouding met U te hê. Help my om U wil te doen, om U gebooie te gehoorsaam, om opreg lief te wees vir U, vir myself en vir die mense om my. Help my om te bereik wat U van my verwag. Amen. En dan sê Jesus, as jy hierdie gebed gedoen het, en ons het dit al baie gedoen, nee. Maar as jy hierdie gebed gedoen het, en jy het vir Jesus in jou hart ingenooi en gevra, en erken eerstens dat hy vir jou sondes gesterf het, en tweedens erken dat hy jou die enigste weg is wat na God toe gaan, en jy het hierdie gebed opreg gebid, dan sê die woord vir ons, dat jy sal hemel toe gaan. En ons moet dit daagliks doen, ons moet daagliks vra vergifnis vir ons sondes. Ons moet daagliks Jesus in ons harte innooi, en ons sal dan verseker saam in die hemel wees. Ongeag wat hier is, iets baie beters wag vir ons elkeen. En weer eens, moenie bekommerd wees oor dit wat agter jou gebeur het nie. Moenie bekommerd wees oor goed wat verkeerd Jesus nie geken het nie, of hom geken het en hom nie wou ken nie, hom verwerp het. Moenie bekommerd wees nie, want vandag gee hy vir jou weer 'n nuwe keuse om hom te kies. En wanneer jy die keuse maak, geld dit wat agter is nie meer nie. En dis hoekom hy sê, 'n kar het 'n groot voorvenster om vorentoe te kyk en 'n klein spieeltjie om agter te sien. Vergeet wat agter is en kyk wat voor is. Okay? Ek was by 'n konferensie 'n paar jaar terug en die ou het geëindig en hy het gesê, daar's baie van julle wat ek nooit weer sal sien nie, maar laat ek jou in die hemel sien. En weet jy wat, wanneer ek dit sê, dan plaas dit so 'n groot plig op my om te sorg dat ek daar is. En dieselfde vir jou. Kom laat ons mekaar eendag in die hemel sien. Baie, baie dankie.